Gek oor haar eie Afrika onder, episode 99. Terwyl hulle wag dat die bruid en bruidegom die register teken, kyk die gaste rond en leer mekaar ken. Natuurlik is Haya se pa en ma ook hier. Hulle het al die pad van Beijing afgekom. Hulle kom ook sommer 'n bietjie kuier vir Gina en Ling Fu. Haya se pa Win is Ling se broer. Die familie was lanklaas by mekaar. Hulle is mal oor klein Sylvie. Is sy nie die mooiste skoondogter wat enigiemand voor kan vra nie? En nogal 'n doktertjie, so slim. Hulle het nie gedink dat daar 'n vrou gaan wees wat hulle seun sal kan huistem nie. Hy's mos bietjie van 'n swerwer. En nou sy so ou kleintjie, enetjie wat hulle oudste seun met 'n eystergreep vasvat. Hulle heet mevrou Dr. Sylvie Seng Fu. Hartlik welkom in die familie en hulle kan nie wag om te sien hoe hulle kleinkind gaan lyk nie. Hulle bly nou vir 2 weke saam met Haya se 4 broers, maar oor 8 maande kom kuier hulle vir 3 maande op hulle eie om hulle kleinkind te leer ken. Daar is gelukkig nie te veel toesprake te maak nie, en die wat praat, soos Sylvie se broer Arend, Haya se oom Leng en hulle neef Zeng, wat die seremoniemeester is, hou alles maar kort. En Paula Danford. Paula wat ook 'n traan wegpink. Sy en Sylvie het so lank saam gereis en saam gewerk. Sy is so dankbaar dat die vrou, die man van haar drome, ook hier in Afrika raak geloop het. Want dit is hier waar sy ook eendag wil aftree. Veral nou dat sy 'n holte vir haar voet gevind het in haar verhouding met John Hurter. Uiteindelik kan die 40 gaste weglê aan 'n mees fantastiese fees wat Gina se kombuis onder leiding van Pierre Massantonio aan mekaar geslaan het. Kia het die troukoek gebak, een van haar eie eksperimente, weereens 'n meesterstuk. Daar is pineappels, neute en gerasperde wortels in. Die koek is so lig, hy kan van self opstyg. Sy het nie die tradisionele suikerversiersel boop gesit nie. Sy het iets met botter, kondensmelk, roomkaas en suurlemoensap gedoen. Toe het sy roomrosies gemaak met rooi kersie harte in die middel, want rooi is mos die kleur van die troue. Rooi lyk so mooi op 'n swart palet, die dat die gaste almal swart moes aantrek. Dit het niks met rou te doen nie. Dit gaan oor die kunsfoto's wat meestal in swart en wit gaan wees, met daardie rooi spatsels in. Dit is nou as 'n mens 'n bruid en bruidegom spatsels mag noem. Pierre spot dat die koek die beker moet kry vir die kosprestasie van die dag, maar dat die mense asseblief net eers van sy pudding moet eet, want hy kan dit nie vir hulle in 'n brakkie pakkie saamgee huis toe nie. En die rede daarvoor is dat Kia die oulikse boksies gemaak het, waarin sy nou elkeen se stukkie koek inpak. As hulle nog plek in hulle maag het, kan hulle van dit hier ook eet. Anders vat hulle dit saam huis toe. Op die boksies staan in Chinees: sonnetjie, blommetjie, boompie, kruisie, streepie, sirkel, hartjie. En as ons dit in Afrikaans vertaal, gaan dit beteken: dankie aan elkeen wat hierdie spesiale dag met ons kon deel het. Liefde, Haya en Sylvie Fu. 4 uur groet almal om uit mekaar te spat. Die plan is mos dat Aleid môre vir Haya en Sylvie met die vliegtuig gaan wegneem na Tofu. Hulle witbrood is daar by Sergio se ouers in Paradys. Maar eers moet die bruid en bruidegom en hulle bagasie vanaand op Hurters Retreat oorbly, want dit is waar die vliegtuig geparkeer staan. Die oorspronklike plan was dat hulle saam met Aleid en Peer in die Land Rover gaan ry.
Maria het vir hulle haar mooiste kamer reggemaak daar in haar spesiale gastehuis. Sy noem dit die honeymoon suite. Maar toe Haya en Sylvie sien waarmee die klomp van Hurters Retreat af hiernatoe gery het hulle van plan verander. Hulle bagasie kan saam met Aleid en Peer ry, maar hulle wil asseblief ook in Jesu se groen wils besigtigingsvoertuig terugry na Hurters Retreat toe. Wel, daar is meer as genoeg plek op die trok, het Jesu trots besluit. Dit was nog voor die onthaal. En Jesu was aan die organiseer. As John en Paula bereid is om heel agterbo te gaan sit, saam met Leah en Sergio, kan Haya, Sylvie en Arend se haar broer die tweede laaste ry kry. Afgespreek en bespreek, maar niemand het rekening gehou met 'n paar van die jonger familielede, dis nou Haya se broers, wat stilletjies besluit het, as hierdie groen Toyota met sy 4 rye sitplekke 'n bruidskar moet wees, moet die ding opgemaak word. En teen die tyd dat hulle klomp reg is om te gaan klim, lyk dit soos koningin Elizabeth se koets, net sonder die perde. Daar is vere voor in die middel teen die bosbreker van die voertuig vasgemaak. Dit staan regop en gaan in die wind wapper, soos op perde, wanneer hulle begin ry. Dan is daar rooi streamers, wat in die waardige Toyota wapen op die grill vasgemaak is, en nou na die kante toe loop, en ook streamers wat na agter toe gaan waai. En verragtig het een van hulle fiekie liggies al met die seildak vasgeryg. Aan die agterkant is daar ongeveer 15 rooi, wit en swart ballonne vasgemaak. Die sirkus is op pad na Hurters Retreat, grinnik John en laai 'n koelboks by sy voete op die heel agterste sitplek in. Wat is daarin, in daai koelboks? Vra Jesu bekommerd. Ag, sommer net 'n bietjie vonkelwyn, bier, koeldranke. Ek is bang ons word dors, sê John. Toe reël ek en Manuel vir ons vir vloeibare verversings vir die pad. Jou pa het aan alles gedink, ou seun. En daar raas Maria, goeie genigtig. Dit is goed ons ry agter paaie en deur die bewaringsgebiede. As ons op die nasionale paaie moet ry, sluit hulle ons almal toe. Ek hoop net nie, ons kom weer toeriste teen nie. Jesu voel selfs nie te lekker, omdat sy voertuig nou heeltemal 'n ander karakter as 'n wildsbesigtiging voertuig het nie. Ek moet volgende week begin besigheid doen, en dan moet ek adverteer. As iemand ons sien, word ons die grap van die omgewing. Ag, kom aan, Boeta Jesu, roep Leah uit. Die trokkie lyk fantasties. Haya se broers het sulke goeie werk gedoen. Mooi so, ouens. Sy haal haar selfoon uit en begin afneem tot Jesu se groot verleentheid. Jy sit nie hierdie video's op Hurters Retreat se webwerf nie, raas hy en mik om van die fiekie liggies af te haal. Icona, los dit. Hierdie seuns het moeite gedoen om die boring groen wa in iets spesiaals te omskep. Hier is niks boring aan my voertuig nie, keer hy. Chill, bra. Leah roep almal nader. Kom klim julle, ons wil voor stik donker op die plaas kom en ons moet nog eers die kleintjies gaan oplaai by Anna se ouers. Die ander klim gehoorsaam in, maar Jesu staan vas. Ok Leah, dan beloof jy om dit nie op ons webwerf te sit nie, of hoe? Jesu klim in en skakel aan. Ek beloof niks. Boonop kom het op die webwerf en toe vat sy die hand wat Sergio na haar uitsteek om op te klim. Hy trek haar sommer op daar, op die heel agterste sitplek, tussen hom en sy haar pa. Tussen hier en Anna se ouers is daar net 4 karre op die pad. Die eerste 3 toet, dat die mense van die dorp op hulle stoepe uitstap om te kom kyk waaroor het gaan. Die 4de kar is die polisiekaptein se. O blikkies, nou het ons probleme, steun Jesu.
Hoekom? Jy het mos jou PDP en hopelik is jou lisensie by jou, troos Manuel. Ek praat van julle almal wat met drank in julle hande sit, openbare gedrinkery. Dis nie drank nie man, net troukoek en rooi koeldrank. Sylvie loeg haar boksie koek en raspberry koeldrank in die rigting van die kaptein, wat nou om hulle gery het en beduie dat Jesu moet stilhou. Wat het ons hier? Vra die kaptein toe hy nader kom. 'n troue, my en Hyacinth, sê Sylvie. John, het jy iets daar in jou Pandora boksie vir jou om vir die kaptein te gee, om saam met ons 'n heildronk in te stel? Wel, ongelukkig net rooi koeldrank, lieg John en haal vir die man een van Manuel se eie stokings uit. Die kaptein vat 'n sluk uit die botteltjie en toe verhelder sy gesig. Hy roep uit, nou maar mooi, laat ek julle ten minste veilig deur die dorp begelei. Wag, ons moet eers my kleintjies by my skoonmaale gaan haal, roep Jesu uit toe die man wegstap na sy ampsbakkie toe. Die kaptein lig hand, hy weet mos waar almal in die dorp woon, en daar piepo, 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 hy tot by Anna se ouers se huis. Dit is waar die eerste ballon hulle inlig, dat daar die dun rubbertjie, wat gestrek is tot sy volle kapasiteit, 'n raklewe het. Kabum, barst dit, en die kaptein duik vir dekking agter 'n struik in Jesu se skoonouers se tuin. Wanneer hy later stadig tevoorskyn kom, is dit met 'n pistool in die hand, en Jesu, wat op die stoep uitstap met sy babas, roep uit, wag, dit is net ons, met ons skuldige klein kindertjies. Nou weet op my geskiet, wil die man weet. Sergio wys oor sy skouer na die agterkant van die voertuig. Niemand het geskiet nie, dit was 'n ballon wat gebars het. Flippen, vervonk vaai, roep die kaptein uit en bære sy vuurwapen. Toe sê hy, my koeldrank is op, is daar nog so 'n botteltjie John? Vir jou, kaptein, altyd. John hang oor en handig vir hom nog 'n bottel. Da Silva di Porto staan op die etiket. Dit proe nie vreeslik potent nie, maar dit smaak lekker. Ongeveer 90% alkohol. Die kaptein is nou lekker. Hy begelei hulle sommer uit die dorpie met sy sirene steeds aan. Daar voor die hek wat toegang verleen aan die bewaringsgebied, kom hy net weer hoor of daar nie vir sy vrou ook so botteltjie is nie. Vir die eerste 3 kilos, nadat Jesu in die bewaringsgebied begin ry het, skree die tweeling blou moord. Dit was stil daar in oupa en ouma se huis in die dorp, en nou hou niks op met raas nie, die dat hulle besluit om meer te raas. Ten minste weet ons hulle is nie doof nie, merk Sergio op en kry vreeslike omkyk van Jesu af. As ek kyk, iemand kan stil maak, werk dit. Sergio is nou stil. Hy's stil. Van hier af trap hy in sy spore. Maar Jesu het steeds die laaste sê. Hy is 'n trotse pa. Sergio, verseker is my seuns nie doof nie. Ek het nie 'n polisie sirene nodig om daardie saak te bewys nie. Intussen handhaaf Peer en Aleid, wat agter hulle ingeval het, 'n 200 meter lange volgafstand. Miskien wil die twee Franse nie met hierdie snaakse prosessie geassosieer word nie. En asof Murphy self die beplanning gedoen het vir die volgende verleentheid, kry hulle weer 'n klompie safari voertuie van lodges wat in die omgewing funksioneer. Die mense neem ons hulle gaste in die oggend vroeg uit en dan weer later in die middag vir 'n glorieryke sonsondergang safari. Net my blerrie geluk in die lewe, brom Jesu. Hy haal sy voet van die petrolpedaal af en hy soek 'n plek om te draai. Hy gaan 'n ander pad soek om terug te ry. Maar jammer om van sy probleem te hoor, dink Lia en begin giggel. Langs haar glimlag Sergio ook heeltemal te breed.
Hy geniet waarskynlik die situasie, omdat sy dit so geniet. Hy is mos 'n ernstige ou, jy weet. Dit is dieselfde voertuig waarmee die man en vrou vanoggend uit was. Die twee wat so gesimpatiseer het, omdat hulle gedink het dat die klomp van hulle op pad was na 'n begrafnis wat nou op hulle afgery kom. En die man hou langs Jesus stil en toe vra hy met 'n somber gesig: "Is alles nou verby, jong man?" "Ja, ons gaan nou huis toe," antwoord Jesus. En toe bars die tweede ballon. Die mense se monde val oop. Hulle vra: "Wie skiet?" "Nee man, niemand skiet nie. Dit is net 'n ballon wat bars. Seker aan 'n skerp doring geraak," verduidelik Manuel. "Ballonne ook. Ja, julle doen dit so mooi. Dit is nou wat 'n mens 'n lewensviering noem. Mooi aand julle en veilig ry en weer eens innige simpatie. O, net een ding, as jy regs draai, daar by die afdraai, op die pad wat na die dam toe gaan, daar lê leeu's. Miskien sal jou geselskap 'n bietjie opgebeur word, as jy dalk leeu's langs die pad kry." "Dankie, maar ons gaan daai een 'n mis gee." Jesus druk die voertuig in rad en begin weer ry. Op Hirtes retreat is hulle mos gewoond aan leeu's. Die leeu's van die buurplaas langsaan waar Sergio werk. Hy boer mos met leeu's, weet almal dit nie teen die tyd nie. Maar Sylvie vlieg vir Jesu in. "Nee, bra, jammer om van jou probleem te hoor. Dit is my broer se eerste kuier hier in Afrika. Tot nou toe het hy nog net Sergio se leeu's in die kampe gesien. Kom, ons gaan wys vir hom hoe lyk leeu's in die veld." "Ja, ry gerus eers daarna toe," moedig Anna hom ook aan. Die tweeling is intussen weer aan die slaap gesus deur die reëlmatige luier van die yslike engine onder die kap van die Toyota. Natuurlik vergaap die klomp toeriste in die ander voertuie hulle eers weer aan Da Silva safaris, se draperings en versierings. Dit wil nou nogal gedoen word, hoor. Maar toe 'n jong leeu rondom die Toyota loop en nou een van die ballonne kap, bars nog een met 'n dawerende slag en die leeu's laat spaander. Hulle is mos maar nog versigtig vir dinge wat soos gewere klink. Nooit weer ry ek troukar met my nuwe onderneming se ampsmotor nie. Hierdie was 'n groot verleentheid vir my en my besigheid, brom Jesu en doen 'n 27-punt draai om tussen en verby almal te kom. En een na die ander lees die mense in die ander voertuie "Just married" op die banier wat daar agterhang. Nee, wat hulle is vergewe vir Jesu se moeitevolle hantering van die yslike voertuig ook. Dit is daarom nou eers die 3de keer dat hy die ding op die langpad en op safari neem. Pierre, wat hulle van die draai afgevolg het, op 'n ver afstand, sit sy voertuig nou in treurad en toe ry hy al die pad agteruit tot by die T-aansluiting waar hulle afgedraai het. 'n Slakkepas! As jy dink teen watter spoed Jesu graag die misdaad toneel sou wou verlaat. Kan niks op Hirtes retreat ooit sonder drama gebeur nie? Wonder Maria. Maar dan aan die ander kant, dit is met al julle nuwe toevoegings tot die uitgebreide familie. Dit is die rede hoekom dit gebeur. Ja, dis definitief nie hulle Da Silva's nie. Vreeslike waarwoorde, besef Lia en bid hy vir haar pa. Sy soek een van daai rooies in die botteltjies. Die bruidspaar vlieg 11 uur saam met Aleid daaruit op Sondag. Pierre gaan saam, hy is af vir die res van die week. En daar gaan nie veel op Hirtes retreat gebeur, terwyl Arend en Lia Dinsdag saam met Sergio en sy span gaan om die leeu's per pad weg te neem na Katja se Nawara toe nie. Of liewer hulle hoop nie so nie. Trouwens, hulle hoop dat Sergio al die drama, as daar nog gaan wees, eerder saam met hom sal neem.
Hy kan dit beslis beter hanteer as die res van hulle, wat altyd hulle plekke ken en nooit iets snaaks aanvang nie. Die dag gaan Dinsdag baie vroeg begin vir almal van hulle, want dit is mos ook die dag waarop John vir Paula gaan terugneem na Bonsai toe. Haar nuwe werksweek se skof gaan begin, en hy het gedink om sommer vir 'n paar dae daar by haar te gaan plak. En so ry die klomp daar weg, en laat die Da Silvas in vrede en harmonie daarachter. Die plaas is in elk geval in goeie hande. Manuel gaan sy 7 nuwe boontjies sade variëteite plant. Anna en Jesu gaan onverwagse gaste ontvang. Jesu gaan Woensdag sy eerste ware safari groep uitneem. Maria gaan maak een van die vrieskaste leeg, want Pierre gaan seekos saambring wat hy wil kom vries. Tussendeur help sy om die kleingoed op te pas. Dramaloos. Hulle is mos alleen daar. Wat kan nou eintlik verkeerd loop? Die bouers het gister begin met die Franse se groot muur, wat aan die ander kant van die nuwe stuk grond opgerig gaan word, tussen die plase en die staatjie daai kant. Selfs Makwakwa is rustig. Hy sien hoe hulle sy leeumaters Dinsdag laai om weg te neem, maar dit pla hom nie soveel nie. Hy het mos nou sy oulike hondjies, sy fifies, wat hom vreeslik besig hou. Maar hy maak hulle haastig by mekaar, toe hy vanuit sy skuiling na die oorkant van die water kyk, en sien hoe 'n bakkie daar inry en stilhou. Hy hou nie van die man wat daar uitklim nie. Dit is mos die een wat vir hom gesê het, hy moet foesak, want hy is useless. Word vervolg.